Die duiwel steel die woord uit ons harte in teen maandagoggend. Jy moet hierdie woord weer luister in die week, en ek is so dankbaar ons doen net een boodskap op 'n Sondag, want dit is vir my net te veel om dit so, ek wil sê, so af te gooi en te dink mense gaan verwerk. Doen moeite met hierdie een boodskap saam met die oordenkings, maar kry die PowerPoints, luister daardeur, werk daardeur, gaan lees die teksverse daardeur, en as jy dit doen wil ek vir jou beloof, jy gaan geestelik baie groei en jy gaan kennis optel as jy dit gaan doen. So ek noem dit net weer vir u, terwille van u wat dit nie in deel nie. Vriende, ek gaan u nooi om te blaai na Hebreërs 11, maar ek gaan ook op die teksverse op my bord gooi, want ek gaan nie die hele Hebreërs 11 lees nie. Ek wil u nooi om op die tyd te gaan lees en saam te kyk daarna, maar ek gaan vir u enkele teksverse uitgooi hier op die bord. So kom ons gaan dit saam lees soos op die bord kom. Hebreërs 11 vers 1 op die bord. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die oudheid getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Die geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in 'n land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon en met Isak en Jakob en mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat die fondamente het, waarvan God die boumeester en opsigter is. Deur die geloof, vers 17. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Want hy wat die beloftes ontvang het, het sy eerstgeborene geoffer. Vers 22. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Vers 23. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjies wat mooi was, en hulle het nie na die gebod van die koning gevrees. Hulle het nie, al nie geluister nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Vers 30. Deur die geloof het die mure van Jerigo geval, nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. Vers 36. Hy noem 'n klomp en sê, en ander het die proef van bespotting en geeseling deurgemaak. Hy noem nie eens meer hulle name nie, as te veel. Ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, dis nou nie wat hy genoem het nie, dis nou nog baie ander, nee. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in die woestyn rondgedwaal en op berge en in spilonke en skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Tot daar in die woord van die Here, vriende, wat 'n kosbare stuk woord. Seker een van die hoogtepunte in die Bybel. Vriende, kom ons sê vandag vir u, God het 'n verwagting van sy gemeente. Weet jy dit? Wanneer jy erken dat jy gemeente van God is, kind van God is, het God 'n groot stuk verwagting van jou en my.
En daai verwagting sê hy, kom stel hy jou in staat vir elkeen wat wil. Maar vriende, ons is op die vooraand van die wederkomsdienste. Die wederkomsdienste is vir my baie spesiaal, want ek en my vrou het by so stel wederkomsdienste, het ons die Here Jesus ontmoet in 1985. En ons het 'n baie sagte plek vir hierdie reeks, en ons weet dat as God beweeg met hierdie reeks, dan gaan hy mense red. Hy gaan kinders van God herstel. En daar is my vraag vanoggend, is daar 'n verwagting van jou en my vir hierdie dienste van God? En as ons saam daarna kyk, dan kan ons sê, ja, God het 'n verwagting van u en my, en ons moet 'n verwagting van God hê, en ons gaan vandag sê, hoe doen ons dit? Hoe gaan ons 'n verwagting van God hê? So ons gaan bietjie stil staan by hierdie Hebreërs 11 as 'n galery. Ons gaan so 'n bietjie kyk na 'n paar kenmerke van hierdie helde. Hier's 'n klomp helde wat genoem word, dan 'n klomp wat bygevoeg word, en u en ek gaan kyk na hierdie geloofshelde daar in Hebreërs 11. Dan gaan ons van daai punte nou parallel oortrek na 2025 en sê, dit is wat die Here van ons vra. En dit is dan waaroor ons dan vandag met u praat, is oor hierdie teks van oordeenking, wat vir ons sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Dan ons tema, vriende, geloofsparallelle 11:25. So wat ons gaan doen, vriende, ons gaan nou in hierdie galery rond beweeg. En ons gaan by sekere skilderye of punte stop en sê, kyk hierna, kyk daarna in Hebreërs 11. Dan gaan ons daai parallelle trek, en parallelle beteken ons vat hom net so oor na ons toe in 25. En dit is ons tema. Geloofsparallelle 11:25. En mag die Here vandag vir ons in staat stel opnuut om hierdie parallelle te trek, en om met 'n verwagting hierdie week en die res van die jaar, en die res van my lewe, met hierdie parallelle in my lewe te lewe. Want sonder hierdie parallelle sal ons nooit opgeteken word as helde van geloof nie. En ons almal het die potensiaal, want God stel ons in staat. Kom ons kyk deur hierdie Hebreërs 11 na enkele parallelle. Eerste parallel, vriende, parallel nommer 1 is natuurlik geloof. En hy sê dit vir ons so duidelik daar in Hebreërs 11. Geloof dan is 'n vaste vertrou op die ding wat ons hoop, 'n bewys van ding wat ons nie sien nie. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. En as jy nou deur Hebreërs 11 gaan lees, dan gaan jy hierdie stelling baie lees, deur die geloof het. Deur die geloof het. So die eerste sedel wat ons hier vind in die Hebreërs 11, die eerste geloofsparallel wat ek wil trek, is die van geloof. Al hierdie manne en hierdie vroue het begin op dieselfde plek met geloof in God. Daar wil ek geloof optrek in 2 kort gedagtes, vriende. Daar is in die eerste plek saligmakende geloof, wat 'n geskenk van God vir jou is. Wanneer jy en ek met die evangelie van Christus Jesus bedien word, wanneer jy met die liefde van die Here Jesus gekonfronteer word, wanneer jy met die feit van jou verlore toestand uitgedaag word, om die Here Jesus te aanvaar, dan doen jy dit deur geloof. En kyk mooi, hy kom skenk vir jou die nodige geloof om gered te kan word. Jy het en ek as verlore mens het nie die geloofkapasiteit in onsself. Ons is totaal verdorwe. So wanneer die evangelie uitkom, saam met die evangelie kom die oortuiging van die Heilige Gees, sê die woord. En hy gee vir ons die geskenk om te kan glo. Dis die wonder daarvan. Efesiërs 2 vers 8 en 9, kom vers 8. Want uit genade julle gered deur die geloof. Dis nie uit julle self nie, dis 'n geskenk van God. So vriende, wanneer ons gered word en glo in Jesus en gewederbaar word, is dit 'n geskenk van God. Dit is wat jou in die koninkryk inbring, is deur die genade en deur die geloof. En nou kan jy regdeur gaan lees, en ek gaan nie al die teksverse herhaal nie, daarom sê ek, kry asseblief die PowerPoints. Romeine 1:17, want die geregtigheid van God word daar geopenbaar uit geloof tot geloof. Romeine 3:22
22, die geregtigheid naamlik van God deur Jesus. Dis geloof, dis die sleutel. Dis wat Martin Luther ontdek het, maar almal kan gered word deur geloof. Almal kan gered word deur die evangelie te glo en die Here stel ons in staat. Onneemden ander die mens geregverdig word deur die geloof sonder werke. Omdat ons uit geloof geregverdig is. Jy sien, ons almal kom die koninkryk in net op een manier, in Christus, geloof in Christus. En dis al hierdie manne en vroue het dit in gemeen gehad, is geloof, is wat jou inbring. Maar vriende, geloof moet verder gaan. Hierdie saligmakende geloof bring jou net in die koninkryk in. Dit maak dit dat jy kan terugkyk en sê ek is gered. Maar nou moet jy en ek as kind van God groei, as kind van God. En dit noem ons dienende geloof of praktykgeloof. Dit beteken nou, ek is nou gered, maar nou gaan ek verder aan en ek gaan weer net 'n paar vir u lees. 2 Korintiërs 5:7 sê ons wandel deur geloof in die aanskoue nie. Met ander woorde, die pad wat ons stap is 'n geloofspad. Galasiërs 3:11, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Dis om gedurig deur in God te glo, met God te glo, in hom te groei. Maar die geloof wat deur die liefde werk, sê Galasiërs 5:6. Vriende, die geloof in die praktyk is wat u en ek nodig het. Hy gaan aan, hy sê, Efesiërs 3:17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Paulus sê vir Timoteus, ja, vlug weg van die begeerlikheid van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof. Paulus in Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, luister nou mooi, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Dit is hierdie wandeling in die geloof. Dag vir dag, so maak 'n duidelike onderskeid tussen saligmakende geloof, wat al hierdie helde gehad het, en ek en jy dit ook as ons gered is. As jy gered wil word, is dit wat jy moet dit glo, jy moet glo. Dan het jy as 'n geredde mens, kind van die Here, het jy nou ook praktykgeloof nodig. En dit is wat ons nou doen, is om in hierdie geloof te bly groei. Nou vriende, hierdie geloof wat God vir jou gee by jou redding, gee hy vir jou. Dit is 'n gawe. Maar die geloof wat nou vir jou moet laat groei in die pad vorentoe is jou en my verantwoordelikheid. God doen dit nie vir jou nie. Hy doen dit saam met jou. Maar kyk mooi wat leer die woord. Hy sê, maar julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Dis jou verantwoordelikheid en my verantwoordelikheid. Romeine 10:17, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Hierdie geloof, vriende, word getoets. Hierdie geloof word gebrei. Hierdie geloof is 'n karakter wat ontwikkel. Dit sê Petrus vir ons, dat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, hy word beproef en hy word getoets. Jy en ek het verantwoordelikheid teenoor ons geloof. Vriende, ek en jy is geroep om te groei in geloof. Ek en jy is geroep om hierdie geloof baie mooi te koester en om mooi op te pas en seker te maak dat hy groei en hy gaan vooruit. Dis jou verantwoordelikheid en is my verantwoordelikheid. God help ons, maar hy vat nie daai verantwoordelikheid vir jou nie. Dis verhouding. Jy kan jou geloofsverhouding met God toets aan die lyn van 'n mooi potplant. Iemand kon gee vir jou 'n mooi potplant geskenk. En jy sit hom daar in jou studeerkamer neer. Jy kan een van twee dinge doen. Jy kan hierdie potplant ignoreer. Wat gebeur met hom? Hy gaan uitdroog, hy gaan verlep, hy gaan begin doodgaan, en dan gaan hy vrek. Hy gaan nooit weer groei nie. Of jy kan hierdie potplant koester. Jy kan hom in die son sit. Jy kan sorg dat hy elke dag sy nodige water kry. 1 keer 'n kwartaal sy voedsel kry. Jy pas hom op, jy maak sy blaadjies skoon, jy knip die goedjies af, jy sorg dat hy skoon bly. Wat gebeur met dieselfde potplant? Help vir my. Hy groei en hy blom en hy neem volgende grootte aan. Jou geloof met God is dieselfde. As jy na dit kyk, gaan dit aan. As jy dit vermors, gaan dit skade lei. Die tweede parallel wat ek trek, vriende, is die woordjie hoop. Die tweede parallel is die van hoop. En hoop, kom ons gaan vra is, wat beteken hoop?
Wat is Bybelse hoop? Bybelse hoop is nie net 'n wens of 'n vaag gevoel van beter dinge sal beter gaan. Kyk, as ons praat van hoop, dan daar lê 'n hoopklippe. Dis hoop. Dan kom jy en jy sê hierdie ou in die wêreld, hy speel nou die lotto en hy hoop hy gaan hom wen. Nou, sy kans is 1 in paar miljoen, maar hy hoop. Dis nie die hoop waarvan ons hier praat nie. Hierdie is 'n ander hoop. Wat is Bybelse hoop? Bybelse hoop is nie net 'n wens of 'n vaag gevoel van dat dinge sal beter gaan nie. Dis 'n vaste verwagting en vertroue in God se beloftes, gebaseer op sy karakter en getrouheid. Dis waarom ek hoop het. As ek na myself kyk, het ek geen hoop nie. Maar as ek na God en Christus kyk, het ek al die hoop in die wêreld. Dis wat hy sê. Dis 'n vaste verwagting, die vertroue van God se beloftes, gebaseer op sy karakter en sy getrouheid. 'n Oortuiging in die hart dat hy in beheer is, en ek is veilig in sy hande tot in ewigheid. Bybelse hoop is 'n lewende hoop, wat saamgekom het toe hy jou lewend gemaak het. Dag toe hy jou gered het, vriende. As jy daarvan kan getuig, as jy daarvan kan getuig, kom praat asseblief met my. Die dag toe hy jou gered het, het hy in jou hart die lewende hoop kom plant. En ek sê daar is nooit iemand so seker van die lewe, seker van die ewigheid, seker van alles, soos die ou wat pas gered is nie. Is dit nie waar nie? So al hierdie geloofshelde het dit in gemeen gehad. Hulle was manne wat gehoop het en vroue wat gehoop het. Kyk wat sê in Hebreërs 11:27. Hy sê, die geloof het hy Egipte verlaat en sonder die toorn van die koning te vrees, het hy volgehou soos een wat die onsienlike sien. Vriende, dit is wat ons doen. Wat is hoop? Hoop is ek sien die onsienlike. Ek kan dit nie sien nie, maar ek sien dit. Ek sien Jesus op die troon. Ek sien die plek wat hy vir my voorberei. Ek sien wat hy in my lewe kom doen. Ek weet dis daar, al sien ek dit nie. Dis wat hy sê. Dit is die hoop wat ons sien. Hebreërs 11:8. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Abraham. Hoekom? Want hy het hoop in die karakter van God. Hy trek weg want hy het hoop in die karakter van God. Hebreërs 11:16. Maar nou verlang na 'n beter ene, dit is sy hemelse. Wat het hulle gesien? Hulle het verlang na iets beter, hulle het hoop gehad van iets beter. Hulle het geweet, en jy sê het gaan lees, kan jy agterkom. Daar's baie beloftes wat hulle nooit gesien het nie, soos die kruis van Jesus. Maar hulle het gebly glo en gebly volhard. Dit is hoekom hulle hoop gehad het. Vriende, hoop is een van die kernwaarhede vir die kind van God. Is hoop naas geloof en liefde een van die 3 aspekte van die Christelike deugde. Onthou jy dit? En nou bly geloof, hoop en liefde. Daai 3 bly. Ons geloof moet bly. Ons hoop moet bly. En soos jy volwasse word, gaan liefde uiteindelik alles oorheers. Maar hoop bly. Maar vind ek het hier gesê in die begin, hierdie hoop is 'n lewende hoop. Dit is nie 'n hoop van ek hoop maar nie. Kyk wat sê Petrus vir ons. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Ek het vir jou gesê in die begin, dis 'n geskenk. Die redding is 'n geskenk. Selfs om te kan glo is 'n geskenk. Christus na sy barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Die opstanding van Christus uit die dode. Ons het 'n lewende hoop. Vriende, die wêreld is in duisternis gedompel. Die wêreld is absoluut in duisternis geheel. Waantoe strompel die wêreld met geen lig voor hulle nie. Hulle strompel maar net voort en hoop maar so, en hoop maar so, en probeer maar hulle bes. Net om die einde van die dag in hierdie donker vertrek te loop en te val in 'n ewige put van verlorenheid, want daar's geen lig wat hulle trek nie. Wat is die hoop waarvan ek en jy praat, vriende? Ek en jy is op hierdie oseaan van die lewe, vol storms en winde. Dis duisternis. Maar ons kyk voor ons is 'n lig. Ek is die lig van die lewe, sê Jesus. Ons hou hom dop, hy is in die hemel, ons weet hy is daar, hy het ons kom red, hy is my Here, hy is my meester. En daardie lig hou ek vas, en ek van in die donker, streekie vir streekie, dit is my hoop. En soveel mense het nie hoop nie. Vriende, ons lees in die woord van die Here, in 1 Tes 4:13, broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het. Julle as mense wat geen hoop het vir die ewigheid nie. Geen hoop. Geen hoop. Maar ons het gekerk. Maar ons is gedoop.
Maar ons het gekatkeseer. Maar ek was op die kerkraad, maar ek was 'n dominee, ek was 'n pastoor. Nee. Ken jy die Here Jesus? As jy met Jesus verbind is, vriende, dan het jy hoop. Hoop. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in gebed. 1 Tes 5:8, maar laat ons wat van die dag is nugter wees met die borswapen van geloof en die helm die hoop van ons saligheid. Jy weet dit, jy hou dit vas, jy weet dit, jy kan nie anders nie. 'n Kind van God gaan God dien, want jy kan nie anders nie. 1 Petrus 1:13, daarom ontgord die lende van julle verstand en wees nugter en hoopvol, kom op die genade. U sien, hoop is iets lewend. Dis wat hierdie ouens gehad het in Hebreërs 11. Dis die parallel wat ek en jy mee hê vandag, is hier te sê die hoop, ons het die hoop in God en ons hou daaraan vas. Maar vriende, jou hoop is ook jou getuienis. As ons oor die wêreld praat wat in duisternis is, en ons kan positief praat oor ek is nie bang vir die dood nie, ek is nie bang wat oor die wêreld aangaan nie. Almal sit so naalskou oor die wêreld. Vriende, die wêreld kan gaan maak wat hy wil, ek hoef nie my naels te kou nie. Want ek ken die einde van die verhaal. Kyk hier, kyk daar, kyk hier. Nee. Kyk die Openbaring, dis die wederkomsdiens wat kom. Ons ken die einde. Hoekom sal ons laat wegrokkel soos golwe moet vrees vir wat die wêreld aangaan? Nee, ons ken die einde. Jesus is die oorwinnaar en dit is ons bout. Jou hoop is jou getuienis, maar heilig die Here God in jou harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Straal daardie hoop uit. Lewe ons daardie hoop. Maar vriende, wees as daai hoop op ons het, dan reinig ons onsself ook gedurig. En dis wat hierdie hoop so wonderlik maak, en dis wat dit, ons vind dit in Hebreërs 11, ons vind dit in 25, 1 Johannes 3 vers 2 en 3, geliefdes, nou is ons kinders van God. Er is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy verskyn, wederkoms, ons aan hom gelyk sal wees, omdat hy ons sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, help my, reinig homself soos hy rein is. Daarom sê ek weer, kinders van God in hakkies, wat in sonde en afvalligheid en louheid bly lewe, hulle ken nie die hoop nie. Daai hoop is nie waar nie. It's something in the mind. It's not inside, it's on top. Maar die oomblik as die hoop insak hier in my hart, vriende, dan wil ek myself reinig. En ek wil daaroor getuig, want ek het daai lewende hoop. Wat vind ons in Hebreërs 11, wat ons hier vind? Geloof in God. Ons vind in die tweede plek hierdie hoop wat ons het, wat 'n lewende hoop is. Dis die enigste rede waarop ons aangaan, dag vir dag, want ons ken die einde. 'n derde gedagte wat ek vind, geloofsparallel nommer 3 is die van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Vriende, hierdie gehoorsaamheid is weer eens 'n gesindheid waar iemand bereid is om te doen wat van hom gevra word. Wat is gehoorsaamheid? Eenvoudig. 'n Gesindheid waar iemand bereid is om te doen wat van hom gevra word. Gehoorsaamheid is 'n kernwaarheid in die Bybel. Dis nie 'n koue reël of 'n plig nie, maar 'n teken van liefde, vertroue en geloof in God. Vriende, kom ons vat hierdie hele konsep net vir 'n oomblik terug na die huwelik toe. As ek in my huwelik geloof het dat dinge gaan uitwerk, en ek het die hoop daar, en daar's liefde, en ons pas mekaar op, wat gebeur in daai verhouding? Ons blom en ons groei. Ek kan my swakhede daar wys, want ek word nie veroordeel nie, en saam groei ons in die Here. Dieselfde gedagte is hier, vriende, omdat ons lief is vir die Here, omdat ons lief is vir die Here Jesus. Daarom is ons gehoorsaam. Jesus sê, as julle my lief het, onderhou my gebooie. So maklik soos dit. Bybelse gehoorsaamheid beteken om God se wil te doen, omdat ons hom lief het en hom vertrou. Het gaan nie oor vrees of dwang nie, maar 'n vrywillige oorgawe aan sy leiding. Vriende, ek en jy kies om gehoorsaam te wees. En as jy nie kies om gehoorsaam te wees, wil ek jou help. Jou vlees sal teen dit kies. Die wêreld sal teen dit kies. Maar ek en jy is kinders van God, het geloof in God. Ons is gehoorsaam aan die Here en ons kies elke dag om gehoorsaam te wees. Jy kan gaan lees in hierdie gedeeltes. Deur geloof het Noag, toe hy goddelike waarskuwing ontvang het,
met eerbied en vrees die ark gereed gemaak. Hy gaan bou 'n ark vir 120 jaar, vir reën wat hy nog nie gesien het nie, vir 'n boot wat hy nie ken nie. Hy het net die planne van God. Kyk na die gehoorsaamheid van hierdie man. En terwyl hy bou, preek hy. Hebreërs 11 vers 8. Abraham het gehoorsaam weggetrek na 'n plek wat hy nie eens geweet het waar hy sou kom nie. Nou sê hy, hier's manne wat in gehoorsaamheid gaan. Hy sê in vers 32, en wat sal ek nog sê, want die tyd sal my ontbreek as ek moet praat van Gideon, en Barak, en Simson, en Jefta, en Dawid, en Samuel, en die profete. Nou gaan hy aan. Daar is baie meer mense wat in hierdie geloofsgalery hoort, wat se name nie genoem word nie. So God se idee was nooit om die name uit te lig nie, maar die parallelle te trek, en te sê, gaan kyk daarna. Vriende, gehoorsaamheid is 'n kernwaarheid van die Bybel. En ek en jy as kind van God of aanvaar het en ons groei, of ons verwerp het en ons kwyn. Kom ons kyk 'n bietjie na Jesus in gehoorsaamheid. In die eerste plek sê hy, nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat gehoorsaam is 'n bewerker van die saligheid geword. Wie word gered? Luister mooi. Hulle wat gehoorsaam is aan die evangelie. Hulle wat gehoorsaam is aan sy roepstem. Dis wat hy sê. Hy het hulle die ewige bewerker van die saligheid geword vir hulle wat gehoorsaam is. Romeine 5 vers 19. So sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdigheid gestel word. Jesus was gehoorsaam en deur sy een gehoorsaamheid maak hy die deur oop vir almal om gered te kan word. Filippense 2, jy kan lees vanaf vers 5, praat hy oor Jesus wat was en wat geword het. Hy sê, in gedaante vind as 'n mens het hy homself ontledig, verneder het, gehoorsaam te word tot die dood toe. Sy gehoorsaamheid was ononderhandelbaar tot die dood toe. En nou stop Jesus vandag by sy kerk en hy draai om en hy doen net soos in Lukas 6. Waarom noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek vir julle sê nie? Here, jy sien gehoorsaamheid moet 'n kernplek in ons lewe optel. Maar nou sê my, maar dominee, maar gehoorsaam waaraan? Vriende, as ek en jy in 'n verhouding met Christus Jesus is en ons loop met hom dag vir dag, glo en beloof ek jou, God sal vir jou dinge wys in jou lewe wat hy wil hê jy moet mee klaar kry, dinge wat jy moet doen, en daarop wil hy jy moet antwoord in gehoorsaamheid. Ek wil hê jy moet gaan kyk na die hart van Paulus met betrekking tot gehoorsaamheid. Kyk nou hoe ernstig was die apostel hieroor. Hy sê, en as iemand aan die woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, 2 Tes 3:14, teken die man en hou geen gemeenskap met hom sodat hy skaam sal word. Vandag sal ons sê, jy kan dit doen nie, dis menseregte skendings, jy kan dit nie doen nie. Wel, dis wat Paulus gedoen het. Vandag wil elke ou kom en hy wil aanspraak maak op kos en verblyf en plek, want die kerk moet voorsien. Paulus het gesê, wie nie werk nie, moet nie eet nie. So Paulus het baie moeilikheid gehad met vandag se bediening. Maar hy sê, daar is mense na die woord nie wil luister nie, hou gemeenskap met hulle nie, laat hulle sny hulle uit. Hy skryf vir Filemon, 'n slaaf wat tot bekering gekom het. Hy stuur nou hierdie slaaf terug na sy baas toe. Hy sê, nou moet jy gaan regmaak met jou eienaar. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe. Vriende, ek wil half sê, as die Here Jesus vir ons almal wil sê, in vertroue in julle gehoorsaamheid, het ek julle gered. In getroue op julle gehoorsaamheid, stuur ek julle uit in hierdie wêreld in. Gehoorsaamheid is ononderhandelbaar. Ons vind dit in Hebreërs 11, ons vind dit in 25. Petrus en gehoorsaamheid. Wat sê Petrus? As jy is uitverkore volgens die voorkennis van God in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid. 1 Petrus 1:22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, kyk mooi, gehoorsaam aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinigheid, moet julle mekaar lief hê uit 'n rein hart. Sien u die gehoorsaamheid aan die waarheid? En ons almal ken die algemene bekende, God stel nie belang in ons godsdienst nie. Vind ek sê dit vandag vir u in 'n Nuwe Testament konteks. God vra nie wat se denominasie behoort jy nie. Hy vra nie hoe jy gedoop nie, glo my. Hy vra nie het jy gekatkiseer of jy lidmaat is. Alles belangrike goed in sy plek. Hy vra vir jou en vir my, is ons gehoorsaam aan die stem van die Here? Want dis wat hier gebeur in 1 Samuel 15. Hulle wou godsdiens hou en feeste hou en offers bring. Here sê ek stel nie belang in nie. Hoekom nie? Want julle hart is nie daarin nie. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. God vra van ons gehoorsaamheid, vriende. Hier is 'n wederkomsdiens voor ons. Bid nie daarvoor. Nooi u mense uit daarna. Het u vir jouself op die kalender dit omring en sê, daar gaan ek wees, of maak dit nie vir ons saak nie.
Sien vir die gehoorsaamheid strek baie wyd. En waar ons geleentheid het om te doen, moet ons dit doen. Kom ek kom by parallel nommer 4, wat ek vind in Hebreërs 11, is die geloofsparallel van werke. Geloofsparallel van werke. Wat beteken werke wat uit die geloof kom? Kom ons kyk. Wanneer die Bybel praat van werke wat uit die geloof kom, bedoel dit dade wat natuurlik voortvloei uit die ware vertroue en gemeenskap met God. Dis so eenvoudig, so waar, tog verstaan ons dit nie. So dominee, ek moet nou gaan werk om in die hemel te kom. Nee. Omdat jy hemel toe gaan, sal daar spontaan werke uitvloei. Spontaan. Vriende, as ek in die swembad spring, gaan ek spontaan nat word. Ek moet nie probeer nie. Stem met my saam? As Jesus jou koning is, sal werke spontaan uit jou lewe deurvloei. Nie om te probeer beïndruk of iets te verdien nie, maar om geloof lewendig en sigbaar word in ons lewens. Vriende, wat is die evangelie? Die evangelie, vriende, is saad. Kyk nou mooi hoe werk het. Soos die hele roep het, sal lewens, of kom wat jy stil by Hebreërs 11, ek is 'n bietjie vinnig voor myself. Hulle lewens het uitgeloop op werke. Nou moet jy mooi kyk. Soos die Here hulle geroep het, het die werke gevolg. Kyk nou mooi. Noag is nie geroep om die volk uit te lei nie, maar om die ark te bou. Moses het volk uit te lei. Henoch het met God gewandel in so 'n mate dat God gesê het, ek vat jou na my toe, en hy's weggeneem saam die Here. Josef in sy lewe toon ons sy geloof deur die werke wat hy gedoen het. So vriende, geloof en werke loop hand aan hand. Dit wat die Here jou voorsê, gaan jy doen, daar gaan werke wees. Weer eens, wat se werke? As jy met die Here wandel, sal jy weet wat om te doen, wanneer die Here vir jou vra om dit te doen. Kom ons kom by, ek 'n bietjie vooruitgehardloop, maar die gedagte. Werke in geestelike konteks, kom ons kyk na Matteus 13, wat sê hy? Hy sê, die saad wat uitgesaai word, is die evangelie van Christus. Ons saai dit uit in die wêreld. Nou kan hy val op een van 4 soorte gronde. Goeie grond, harde grond, grond vol dorings en distels, en grond wat baie vlak is. Daar waar die hart voorberei is, wat doen hy? Daai saad ontkiem. En dan gaan dit wortel skiet. En dan gaan hierdie boompie begin groei en groot te word. En dan gaan jy vrugte van hierdie boom afpluk. Dis hoe eenvoudig geloof werk. So vriende, as daar geen vrug is nie, is die vraag, was daar ooit saad in die grond? En as daar saad was, hoekom die saad nie ontkiem nie? En vriende, ek wil dit vandag opnuut vir jou en my vra, waar is die vrug wat God soek? Want wat ons hier sien, daar was werke. Werke het spontaan uitgevloei uit hierdie mense se lewens uit. Wat God hulle ongelei het hulle gedoen. Kom ons toets vandag so 'n bietjie. Jy is geroep om gered te word. Het jy al gehoorsaam? Ek wil vandag vir jou vra, as jy vandag sterwe, gaan jy hemel toe. En jy moet sonder enige onsekerheid vir my kan sê, ja, dominee, want daar het die Here my siel gered. Ons is geestelik geroep om te groei. Hoe lyk daai werk in jou lewe? Is jy besig om geestelik te groei? Wat doen jy om te groei? Ons is geroep om getrou diensbaar te wees. Dis deel van ons werke. Is jy? Ons is geroep om getrou getuies vir Jesus te wees. Is jy? Ons is geroep om siele in te bring en skatte bymekaar te maak in die hemel. Is jy besig daarmee? Jy sien, dis werke. God het vir elke van ons iets baie spesiaal. Hy noem dit 'n gawe gedrewe bediening. Jy het 'n gawe ontvang die dag toe jy gered is, en baie van daai gawes is nog begrawe in die grond, soos die talente in Matteus 25. Tot jy dit uithaal en begin aanwend en die Here kan begin dien. Dit is wat ons sê, daar is werke. Hoe lyk werke vandag? Dit is baie wyd. Kom ek sê net, ware geloof beweeg ons om te vergewe al voel dit onmoontlik. Om te gee, selfs het ons min. Om te dien sonder erkenning. Om te vertrou, al verstaan ek nie die pad nie. Om te getuig, omdat ons glo dat God lewens red. O vriende, werke.
Dis wat ons vind in Hebreërs 11. Al hierdie manne en vroue het gedoen wat God oor hulle pad gestuur het om te doen. En God vra nie vir jou om iets te kom doen wat hy jou nie voor geroep het, of waarvoor jy nie gaan toerus nie. God het jou nie geroep vir die kanselbediening nie, hy het jou geroep vir iets anders. Jy moet uitvind, waar wil God jou gebruik? As jy roep vir die kansel, dan moet jy hier kom, dit is jou deel, jy moet hier kom, dus jy moet daai prys bereken. Maar die Here het vir jou iets anders in gedagte, en jy moet kom uitvind wat dit is. Jy sien, werke vloei spontaan, waar geloof in God 'n werklikheid is. Geloof in God, 'n hoop in God, gehoorsaamheid aan God, en werke wat daar uitvloei. Dit bring my by my laaste gedagte, parallel nommer 5, is volharding. Vir al hierdie teksverse kan jy gaan lees, ek gaan nie almal herhaal nie. Maar ek lees vir jou vers 13, in geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar het uit die verte gesien en geglo en het begroet, en bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Vanaf vers 36 is nogal skrikwekkend, ruk jy nog aan die binneste, ander weer die beproewing van bespotting en geestelinge deurstaan, boeie en gevangenes, hulle is gestenig, in stukke gesaag. Ek wil so vir die ouens vra, wat vir ons mense kon vertel, dat jy is net geroep om dit met jou goed te gaan, hierdie health and wealth prosperity. Verduidelik vir my wat staan 11, met hierdie kinders van God. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek deur die swaard, vermoor. Hulle rondloop in skaapvelle, hulle is gebrek gelei, hulle is verdruk, hulle is mishandel. Nee, dis geestelik. Nee. Hierdie goed het letterlik gebeur. Jy sien, vriende, geloof maak dat jy kan aangaan. En aangaan. En aangaan. Daarom het ek die stelling wat ek maak, en ek glo in hart, dat hulle wat waarlik van die Here is, sal end uit saam met ons gaan. In die skrif lees ons op 'n stadium, hulle is nie meer met ons nie, hulle het weggegaan, en dan sê die woord, want hulle was nooit van ons nie. Baie mense wat langs die pad sit, was nooit van ons nie, hulle was nooit van Jesus nie. Hulle het so eentjie saamgeloop, hulle het gehou van die klank, hulle het gehou van dit wat hulle sien en wat hulle hoor, maar hulle kon nie volhard nie. Hoekom nie? Want as jy jou eie krag probeer te volhard om hierdie pad te loop, sal jy dit nie maak nie. Kom ons vra, wat bedoel ons by Bybelse volharding? Ons het in die oordenkings die week nogal oor gepraat. Volharding, die Grieks beteken om standvastig te bly onder druk, om nie moed op te gee nie, selfs wanneer dinge swaar gaan. Dit is 'n soldaat wat sy posisie inneem. Ek verdedig hierdie pos, en niks gaan my laat stryk bring hier, niks. Ek staan en ek pas my pos op. Dis het om te volhard. Al koop hulle my om, al dreig hulle my lewe, al kom al klomp teen my, ek staan vas. Dis wat volharding beteken. In die Bybel beteken dit net om aan te hou nie, maar om geloof, hoop en vrede mee aan te hou, omdat God getrou is. Waar begin volharding? Begin met 'n vaste geloof in wie God is. As ons hom regtig vertrou, weet ons dat selfs in moeilike tye dit deel van sy plan is. Glo jy dit? Ek verstaan dit nie, maar ek glo dit. En ek kan dit kom en sê, Here, in hierdie moeilike tye, kom vorm my, kom leer my wat ek moet leer. Maar dit is wat volharding maak. As ek weet, God se beheer van my lewe, sal ek mos nou nie weghardloop nie. Ek sal mos nie begin om opgee nie, want kyk waar gaan Hebreërs 11, kyk waar gaan eindig hy met hierdie manne en vroue wat so vervolg het, maar hulle het aangehou. Hoekom? Hulle het volhard. Hoekom? Want daar was geloof en hoop en gehoorsaamheid en werke. Daarom het hulle volhard tot die einde. Ons lees daarvan in Romeine 8:25. Maar ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Sien jy? Ons weet waarvoor ons hoop. Dit is vir ons afgeskilder, ons weet. Nou wag ons daarop met volharding. Hebreërs 12. Die oog gefestig op Jesus. Moet ons hierdie wedloop volhard. Laste en sonde aflê. Die oog gefestig op Jesus. 1 Korintiërs 9. Die atleet. Dat ons hardloop soos mense wat dit seker wil behaal. Maar kyk nou mooi wat sê Paulus hier in die B-gedeelte. Hy sê, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar. Weet nou wat beteken dit? Beteken jy is liggaam met 'n siel, gees en die gees van God in jou diep in jou wese.
Wanneer jy gekonfronteer word om verkeerd te doen, kom dit gewoonlik deur een van jou sintuie in, of jou neus, of jou ore, of jou mond, of 'n gedagte, dit kom na jou toe. Wanneer ek en jy daar kom te sê, kom ons vat 'n baie eenvoudige voorbeeld. Ek's nou nie vandag lus vir kerk nie, dit het lekker gereën gisteraand, en ek het so min geslaap gisteraand, en weet jy, die dominee 10 ure voorberei, maar dit is agter sy probleem. Ek weet die koster het oopgesluit, maar dit is sy probleem. Ek weet daar stere, maar dit is hulle probleem. Ek gaan net vandag so 'n bietjie in lê. Hier kom die gedagte. Wat sê Paulus? Hy sê, as daai gedagtes kom, wat maak ek? Ek staan op, en vriende, dis waar ons moet kom. Waar ek staan op vanuit die gees, en ek sê, nee, liggaam, jy luister nou mooi vir my. Jy lei my nie meer as kind van God nie. Voor ek gered is, het jy my gelei, maar nie meer nie. Die gees van God lei my, vir hulle wat op weet om die regte ding te doen en dit nie doen nie, is dit sonde. Ek weet wat ek moet doen, so ek onderwerp my liggaam aan my siel gees. En ek staan op en ek gaan stort, ek klim in my kan, ek doen wat ek moet doen. Vat as jy beginsel net en pas hom toe op die skool, op jou werk. Dis so maklik om te sê, nee, ek kan nie vandag kerk toe gaan nie. Gaan doen dit met jou werk, wees uit konsekwent. Gaan doen dit met jou werk. Sê, ek voel vandag nou nie so lekker nie, ek gaan nou nie vandag werk, ek is nie regtig siek nie. Ek het in die week so 'n spotprentjie gesien van 'n hondjie wat so in die kar sit, maar kyk net so regop, en aan hierdie kant is 'n ander hondjie wat uitkyk vir hom en sê, dit is soos jy wanneer jy afsiek geboek is, en jy ry rond en jou baas stop langs jou, en jy kyk net so. Dis dieselfde gedagte. Maar ons kan dit so, met die werk doen ons dit nie, by die skool, ons doen dit nie. Hoekom doen ons dit met die saak van die Here? Want die vlees beklei teen die gees. So ek en jy moet hierdie liggaam kastei en onderwerp in gehoorsaamheid aan Christus. Bybelse verhaarding is geloof wat nie opgee nie. Hoop wat nie uitdoof nie. Liefde wat bly dien, 'n hart wat sê ek vertrou U selfs in die donkerste uur, vir tree, dag vir dag, uur vir uur. Hierdie doen ek meer vir julle wat die PowerPoint kry. Hoe volhard ons vandag? Ons hou die oë op Jesus. Vriende, moet jou oë nie daar afhaal nie. Hou jou oë op Jesus. As jy dit afhaal, het jy probleme. Herinner jouself aan sy beloftes, lees sy woord, kry sy woord in, sy beloftes staan vas, elke belofte is ja en amen in Christus. Wees deel van 'n geloofsgemeenskap, vriende, om hierdie wedloop klaar te maak, want om volhard is 'n span poging. Vermaan mekaar des te meer die dag sien naderkom. Bemoedig die een die ander. Ons doen dit nie want dit is die dominee se werk, hy kry die salaris. Nee, vriende, die Bybel sê dis jou werk. Dis my werk. Dis sy gemeente se werk. Reik uit na mekaar, bid vir mekaar, gaan haal mekaar, bemoedig mekaar, vermaan mekaar. Ons het 'n span nodig om dit te doen. Bid elke dag. Bid is die bron wat jou verbind met die krag. Vertrou dat daar altyd 'n doel is met jou lewe in geloof. Here, alselfs die donkerste tye hou ek U vas. Dis wat dit beteken om te volhard, vriende, om te volhard, om te volhard. Kom ons vat alles saam en ons vra nou die vraag, soos Paulus gevra het. Wie is tot hierdie dinge in staat? Wie is tot hierdie dinge in staat? Jy en ek is nie in onsself nie, maar in Christus is ons. 2 Korintiërs 3 vers 5, nie dat ons uit onsself bekwam as uit iets in onsself te bedink nie, ons bekwaamheid is uit God. Ek word hierdie dag beweeg om opnuut te gaan kyk na die geloofsparallelle van Hebreërs 11, oor te trek na 2025 te sê, Here, wat kan ek by hierdie man en vrou gaan leer in hierdie geloofsgalery? Kom ons gaan kyk net vandag weer. Ons gaan lees, gaan leer die pad van geloof. Geloof is die stepping stone which through I enter heaven. Maar geloof is die pad wat ek gaan loop om op hierdie pad te groei in die Here. Dan is daar lewende hoop. Solank ek hoop het, gaan ek aan. Ek bid vir redding van mense se siele. Hoekom? Want ek lewe en God sit op sy troon. Ek het hoop. Ek het hoop en jy het hoop vir die toekoms. Hoekom? Nie vir die land se toekoms nie. Dit is nie, ek is nie 'n burger van hierdie land nie. Ek en jy is mede burgers van die hemel. Ons is vreemdelinge en bywoners op die aarde. So ja, laat hulle maak wat hulle wil. Dis buite ons beheer, maar ek het 'n stad, ek het 'n plek, ek het 'n hoop daarvoor. En dis hoekom ons dit doen. Ons wandel in gehoorsaamheid. Ons sê, Here, hier is my lewe.
kom rig my, kom vat my, bring my waar U my wil hê, leer my gehoorsaamheid. Vriende, ons leer gehoorsaamheid. Jy leer dit. Soos wat jy 'n polisiehond leer, jy leer hom. Is jy rig? Hy word geleer en geleer. Al daai spesiale taak mag mense. Hulle word geleer. Die goed kom nie spontaan nie. Sê, Here, kom leer my gehoorsaamheid in die klein dingetjies en vat my al dieper. Dan weet ons daar's werke, vriende. Waar verhouding met God is altyd werk. En omdat daar werk is en ek in Jesus is, sal ek volhard. Dis wat hulle in Hebreërs 11 gedoen het, dis wat ons in 2025 wil doen, en dis wat die Here ons vandag mee uitdaag, is om hierdie geloofsparallelle te vat, op 'n spieël te sit en sê, Here, waar is ek met hierdie parallelle? En hierdie parallelle te trek in my eie lewe in, te sê, hier trek hulle my eie lewe in, en ek sit hulle neer, en ek gaan sê, Here, hier is ek, rig my om hierdie geloofsparallelle te loop. Ek kan nie uit myself nie, maar in U kan ek. Dis waarvoor ek U vertrou. Amen. Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid om die woord van die Here te kan bedien. Ons bid dat elkeen wat hierdie woord aanhoor, vandag opnuut hierdie geloofsparallelle sal trek. En Here, dat ons ook in hierdie geskiedenis van Handelinge bekend kan staan as mense van God. Mense wat gehoorsaam is aan God. Mense wat geloof het aan God. Mense wat alles doen, soos wat ons hier ook geleer het. Here, ons kom erken, ons kan dit onsself nie. Maar in oorgawe kom bely ons opnuut ons alles op die altaar. Ons vra vir U, kom neem opnuut my eie lewe. Kom rus dit toe. Kom hou dit baie naby in die hart, sodat ek kan doen wat ek moet doen. O Here, ons rus in U daarvoor, ons doen dit in Jesus se naam. Amen.